Baie welkom by hierdie uitsending van die NG Kerk Oudtshoorn Wes. Ons is Christene en ek dink na oor die betekenis dat ons Jesus Christus volg. Daar's verskillende kursusse oor disippelskap en disippelskap beteken om die Here Jesus te volg. As jy in die Bybel kyk en vra wat is die kerngoed, wat is die belangrike goed, dan kom jy uit by goed soos tyd en aandag bestee aan jou verhouding met jou Here Jesus, om aan hom gehoorsaam te wees, om te kyk wat hy gedoen het en dit na te volg, sy voorbeeld, om te luister na sy woorde, sy wil en dit na te volg. Een van die goed, as mens na Jesus kyk, wat uitstaan, is sy opdrag en sy uitnodiging, dat ons met liefde moet lewe. In Johannes 13 vers 34 sê hy, ek gee julle 'n nuwe gebod. Soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. En dit word geëcho mos nou in die hele Nuwe Testament. Paulus sê, al die gebooie word in hierdie een gebod saamgevat. Julle moet julle naaste lief hê soos julle self. Jesus vat die hele wet en die profete saam in liefde vir God en liefde vir die naaste en sê bekende goed soos doen aan ander soos wat jy aan jouself gedoen wil hê. Nou as mens aan liefde in die Bybel dink, kan jou gedagtes na 1 Korintiërs 13 toe gaan. As jy die laaste 20 jaar op 'n troue was, is die kanse goed dat jy 1 Korintiërs 13 as huweliksteks gehoor het. Dit is 'n toepaslike teks vir huwelike en vir huisgesinne. Die huweliksformulier sê trouens dat God heilig die huisgesin as die kerk in die kleine. Maar 1 Korintiërs 13 is geskryf vir gemeentes. Ek wil eers iets gou oor 1 Korintiërs 12 sê. 1 Korintiërs 12 gaan oor die liggaam. Een liggaam. Baie lede met baie gawes, maar een liggaam. En nou blyk dit dat die oog vir die hand gesê het, omdat jy nie 'n oog is nie, is jy nie welkom in die liggaam nie. En dan praat Paulus daar en hy sê sodat daar nie verdeeldheid in die liggaam moet wees nie. Nou sê hy 'n paar goed daaroor. Laaste gedeelte van 1 Korintiërs 12, hy praat nou oor die gawes en die belangrike gawes. Nou sê hy, kom ek wys vir julle wat is nog die allerbeste. So die beste gawe vir volgelinge van die Here Jesus in hulle optrede, in hulle huwelik, in 'n huisgesin, in 'n familie, in 'n vrywillige genootskap of vereniging of sportklub, in die kerk, by die werk. Die allerbeste gawe wat 'n gelowige kan hê, is om lief te hê. En nou lees ek vir ons uit die 2020 vertaling uit 'n paar verse uit 1 Korintiërs 13. Hy begin en sê eers, as jy watse gawes jy nou ook al het, wonderlike gawes, en jy's 'n wonderlike mens, maar jy het nie liefde nie, dan sê hy, is jy eintlik niks. Luister hierna. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het nie liefde nie, dan het ek 'n weergalmende gong of 'n kletterende simbaal geword. En al profeteer ek en begryp ek alle geheime en besit ek alle kennis en luister hierna, en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het nie liefde nie, is ek niks. Al deel ek al my besittings uit, is vrygewig, en gee ek my liggaam oor sodat ek my daarop kan beroem, maar ek het nie liefde nie, dan baat dit my niks. So Paulus gaan haal by 1 Korintiërs 12 waar hy oor die gawes gepraat het, en nou sê hy, jy kan wonderlik begaafde mens wees, maar as jou gawes en die diens wat jy in jou gemeenskap verrig of in jou huis verrig, as dit nie op 'n grondfondasie van liefde is nie, is dit eintlik maar min werd. Nou gaan hy aan, nou praat hy van liefde as 'n persoon. Nou sê hy, en luister 'n bietjie, ek gaan die goed stadig lees, ek gaan nie op alles kommentaar lewer nie. Luister net gou bietjie. Hierdie goed is eienskappe van God. God is so.
soos wat Paulus sê, liefde is, en wat hy ons oproep om mooi daarna te luister. Hy sê, liefde bly geduldig, liefde gee om, liefde is nie jaloers nie, spog nie en is nie verwaand nie. Liefde tree nie onbehoorlik op nie, jaag nie eie belang na nie, is nie lig geraak nie, dit hou nie boek van die kwaad nie, is nie bly oor onreg nie, maar is saam bly oor die waarheid. Ek wil net een opmerking maak oor hierdie stukkie wat sê, tree nie in eie of jaag nie eie belang na nie. In ons mannegroep Vrydagoggend het ons gepraat oor sonde en die wese van sonde. En sonde is eintlik om eie belang na te jaag. Jy kan aan elke tipe sonde dink wat jy aan kan dink. Dan kyk of jy self of 'n mens daardie sou gedoen het as hy nie eie belang nagejaag het nie. En hierdie liefde, die betekenis van hierdie spesifieke woord vir liefde in Grieks, is die selfopofferende liefde, soos Jesus wat homself opgeoffer het vir ons. Dis daardie tipe liefde wat hier vir ons as 'n voorbeeld vir disippelskap gestel word. Ek lees nog 'n stukkie verder. Hy sê die liefde bedek alles. So dit ruk nie ander mense se oortredinge uit en stel dit in die openbaar tentoon nie. Dit bedek swakhede en gebrokenhede. Dit glo alles. Die liefde is nie in 'n verhouding gegrond op wantroue nie. Ek vertrou eintlik nie tot die teendeel bewys word. Dit hoop alles. Dis in 'n verhouding op die toekoms gerig. Môre gaan dit beter gaan. En dit verduur alles. Hierdie verduur alles beteken, die liefde word nie maklik omgeklap deur die geringste teenstand nie. Dit kan volhard, dit kan vasbyt, dit kan in 'n verhouding met momentum voortgaan, ten spyte van die klein dubbeltjies wat daar in die pad kan wees. En dan sê hy, liefde faal nooit nie. 2020 vertaling gebruik die woord faal. Die oorspronklike Grieks sê die liefde val nooit nie. Dit val nie om nie. Julle ken die stukkie wat aangaan op die einde, sluit hy af en sê, en nou bly geloof, hoop en liefde, hierdie 3, maar die grootste hiervan is die liefde. Op 'n manier belangriker as geloof, en op 'n manier belangriker as hoop. Hierdie 3 bly almal, Paulus beklemtoon al 3 van dit is belangrik. Maar dit alles staan op die fundament van liefde. En as hy in 1 Korintiërs 14 voortgaan, praat hy weer oor liefde. Jaag die liefde na, sê hy dan. Ek het klaar gesê, hierdie gedeelte is geskryf vir 'n gemeente. Dit is geskryf vir tussenpersoonlike verhoudinge. Nou, dis nou die begin van Augustus, volgende week gaan die petrolprys en die dieselprys 'n bietjie af. Maar dis so min, dit maak eintlik geen verskil nie. As jy nou, as dit met R2 'n liter of R3 'n liter afgegaan het, dan kon jy nou gewag het, jou kar so half leegerig gery het, en volgende week 'n groot sig van verligting geslaak het, en jou kar weer vol petrol gegooi het. Maar die prys gaan te min af, dat dit nou eintlik 'n verskil maak. Maar hoe maak jy as jou liefde op is? Jou liefde vir jou huweliksmaat of in jou huisgesin, of vir een of ander broer of suster, ergens iemand wat hierdie liefde ingesluit het, en wat die Here ons stuur en sê, as julle my wil volg, ek gee jou 'n nuwe gebod. Soos wat ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. As jou liefde op is die plek waar jy weer liefde kan kry, is om te dink oor God se liefde vir jou. Dat God se liefde vir my nie opraak nie, nooit nie. Dat hy ten spyte van al my gebreke en sonde,
moedswillige en volhardende sonde partykeer, dat hy ten spyte van alles nog altyd vir my lief het met 'n onvernietigbare liefde. Ek kan net bid om Jesus te volg en sy liefde in 'n gebroke wêreld uit te leef, as ek bid uit God se liefde vir my, waarvan Romeine 8 se einde sê, niks kan ons skei van die liefde van God, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. As jou tank ergens leeg is, begin eers en dink daaraan dat God se liefde vir ons nooit ophou nie. En kry dan moed en leef dan met geduld, met omgee, sonder jaloesie, sonder spog of verwaand, sonder om onbehoorlik of in eie belang op te tree, sonder om lig geraak te wees, sonder om boek te hou van die kwaad, sonder om bly te wees oor die onreg en terwyl jy bly is oor die waarheid. Leef dan weer so teenoor jou medemens uit in navolging van Jesus Christus. Kom ons bid. Here, ons ontvang u liefde met groot dankbaarheid. U sê, ons moet vir mekaar lief wees soos wat u vir ons lief is. Ons sukkel baie keer daarmee. Ons vra, help ons asseblief deur die aanraking van u Heilige Gees. Amen. Ontvang die seën van ons Here, gaan in sy vrede. Die genade van ons Here, Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons wees en bly. Amen.